en toe Yeshua in Betanië was, in die huis van Simon, die Melaatse, het hierdie vrou gekom, en hierdie baie kosbare salf gevat, en hom gesalf. En toe sê sy disippels, nou hoekom kan ek geld vir die armes gee? Want dit is baie kosbaar. Nou dis nou waar ek nou wil teruggaan, na wat Yeshua gesê, want ek het honger gehad, en julle het my nie te ete gegee nie, ek het dors gehad, en julle het my nie te drinke gegee nie, ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie 'n herberg gegee nie, naak, en julle het my nie geklee nie, siek, en in die gevangenis, en julle het my nie besoek nie. En hierso sê een van die disippels, maar ons kon daai salf verkoop het, en daai geld gevat het, en dit vir die armes gegee het. Nou wat is die salf? Kom ek vergelyk dit met ons tyd. Ons tyd is baie kosbaar. Wat moet ek met my tyd maak? Wel, ek werk in die wingerd. Die oes is groot en die arbeiders is min. En siele moet gered word. Ons moet mense vertel van die koninkryk van God. En dis die salf. Nou vat ek die salf wat my tyd is en ek spandeer dit aan die armes. Ek versorg hulle, ek geef hulle op. Ek sê nie is verkeerd nie, maar kyk wat sê Yeshua. Want hierdie disipel was reg om te sê, ons kan die geld vir die armes gee. Maar toe is dit spandeer aan Yeshua. En is hy nie meer werd nie. Nou het ek die salf, is my tyd. Ons elkeen het 24 uur. Ons slaap 'n gedeelte, ons werk 'n gedeelte, ons het 'n gedeelte by ons gesin, en ons het 'n gedeelte om iets anders te doen. By ons verkoos dit, hulle gooi sommer die salf in die sand. Ander ouens spandeer dit aan die armes, en ander spandeer dit aan Yeshua. Maar wat sê hy vir ons? Want hierdie salf kon duur verkoop, en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Yeshua dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En die armes probleem gaan jy nooit oplos nie. Die siekes se probleem gaan jy nooit oplos nie. Jy weet nie, herberg het nie, se probleem gaan jy nooit oplos nie. Jy kan nie sê, ek gaan nou 'n sekere hoeveelheid van hierdie salf vat, en dan gaan ek hierdie probleem oplos, en dan kan ek die res spandeer in die koninkryk van God. Jy kan nie, want dit gaan nie ophou nie. En dit is amper asof jy die salf gaan verkoos, as jy dit spandeer aan die armes. Want ek het net soveel tyd, en nou gaan my hele ywer daarin, om mense na die vlees te versorg. Sê nie is verkeerd nie. Ek sê, dink net wat is belangriker. As iemand hier baie goed versorg was, hy was op straat, jy het omtrent alles wat jy gehad het, spandeer aan hierdie persoon, sodat hy onder dak kan wees, en klere het om aan te trek, en kos om te eet, en versorg en veilig kan wees, en altyd het dood gegaan, en wat het gebeur aan die ander kant van die dood? Maar as jy dieselfde hoeveelheid energie ingesit het in die saligheid van die siele van ander mense, en hy het nog steeds op straat gebly, hy het nie die vermoë gehad om hom maar uit te kry nie, maar jy het die evangelie aan hom verkondig, en hy het gesien waaroor dit gaan, en hy het God ontmoet, en hy het hom hoop gegee, want hy het geweet, ek is op pad iewers terheen, en hy kom aan die ander kant van die dood, en hy sê, dink jy dat jy die salf op die regte manier gebruik het? As dit binne jou vermoë is om goed te doen aan iemand, doen dit. Maar ons is nie geroep vir dit. Hoekom nie? Want ons het net soveel salf.